graad 12 2021. Meneer Raymond Ross, Hoërskool in Tot-Swatland. Vandaag gaan ons kyk na die tweede onderwerp in vraagstel 1 en dit gaan wees die Koue Oorlog in Afrika en in hierdie geval, die gevalle studie wat ons daar gaan kyk is Angola. Nou, hoekom is Angola so belangrik in die wêreldse geskiedenis? Afrika se dekolonisasie het begin tydens die Koue Oorlog. En beide die VSA en die ESSR het hulppakkette aangebied, tegniese bystand gelewer en selfs militêre raad gegee vir vryheidsbewegings in Afrika om sodoende hulle sfeer van invloed uit te brei. Angola was 'n ideale teikenmark. Van Angola was ryk aan minerale. Angola het olie, diamante, goud, uraan, koper en hulle het ook 'n welvarende visbedryf gehad wat baie begeerlik was vir koloniale moondhede. So, hoe pas Angola dan in hierdie prentjie? Julle weet nou, hy was 'n teiken, maar hoe pas hy in? Angola was gekolonialiseer deur die Portugese en in 1885 is hulle beheer eintlik by die Berlynse konferensie amptelik gemaak. Maar binne in Angola en binne Portugal was daar groot ontevredenheid. Mense was nie almal gelukkig hiermee nie. En daar was 'n oproep vir onafhanklikheid wat elke keer deur die Portugese regering verwerp is en veral na 1950 was daar gereelde oproepe vir onafhanklikheid. Daar was selfs 'n oorlog om hulle onafhanklikheid te bekom en dit het misluk tussen 1961 en 74. Offisiere voer toe 'n staatsgreep binne Portugal uit om Angola se onafhanklikheid te verseker en dit het nie gewerk nie. Maar dit het wel gelei tot die Alvor-ooreenkoms in 1975. Nou wat was die Alvor-ooreenkoms? Die Alvor-ooreenkoms het gesê, daar gaan eleksies wees, daar gaan vryheid wees in Angola en daar gaan, soos ons sê, daar gaan demokratiese verkiesings wees op die 11de van die 11de maand 1975 en dit het nooit gebeur nie. So, dit lei daartoe dat 'n burgeroorlog in 1974 uitbreek. Nou ek het so eintlik vandag in die klas vir die kinders gevra wat is 'n burgeroorlog? En ek was verbaas dat tot graad 11 leerders nie weet dat 'n burgeroorlog is 'n oorlog tussen die inwoners van dieselfde land. Ongeag wat die redes daarvoor was, maar dis 'n burgeroorlog en ons kinders het dit nie geweet nie. So die burgeroorlog in Angola was 'n oorlog tussen inwoners van Angola wat in 1974 uitgebreek het. 3 vryheidsbewegings het hulle elkeen amptelik verklaar as die regering van Angola. Dis nadat hulle soort van onafhanklikheid probeer kry het. Die MPLA, wat hulle basis in Luanda gehad het, was onder leiding van Dos Santos. Hulle het aangedui, hulle is die amptelike regering. Hulle hoofstad was in Luanda. Dan was daar UNITA by Uhambo, en hulle het vir Jonas Savimbi gehad as hulle leier. En dan het ons gehad die FNLA by Ambridge, en hulle het vir Robert Holden gehad as hulle leier. Die Angolese burgeroorlog het gou vol mag geword, waar in die ooste en die weste die Koue Oorlog hulle politiek daar kom uitspeel het in Angola. Nou wat was die redes vir hierdie manne se betrokkenheid? Waarom is soveel lande geïnteresseerd gewees? En watter lande? Eerstens was daar die USSR, Unie van Sowjet-Sosialistiese Republieke. Teen die einde van die 3de video gaan julle so keelvol wees, julle gaan hierdie afkorting met sy benaming uit julle kop uitken. USSR, Unie van Sowjet-Sosialistiese Republieke. Ander beskrywing daarvoor is die Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke, dit maak eintlik saakie. Om bevryding van kolonialisme te ondersteun, was hulle betrokke. Hulle het Angola beskou as 'n strategies belangrike land, vandaar kon hulle 'n kommunistiese basis skep, waarvandaan hulle kommunisme na die noorde, so as ook na die suide kan versprei. Dis hoekom hulle betrokke was. Die VSA het 'n beleid van insluiting gevolg. So hulle het gevrees dat kommunisme te vinnig sou versprei in die streek, en daarom het hulle in die geheim wapens aan UNITA en aan die FNLA verskaf. Die Clark Amendment van 1976 het wel gevra dat die VSA minder betrokke wees of raak, maar dit is herroep in 1985 en befondsing is hervat en hulle veral omdat Angola olie gehad het. Hoekom is Cuba betrokke? Waar val die Cubane uit? Castro wou die Cubaanse revolusie vir kommunisme na die hele wêreld versprei. En so hy het hier 'n geleentheid gesien om militêre hulp aan die MPLA te stuur. As julle nou by, die VSA ondersteun
die twee vryheidsbewegings wat demokrasie voorstaan en kapitalisme voorstaan. Cuba en die USSR ondersteun die kommunistiese gedeelte, die MPLA, sodat hulle self kan verdedig of ewen die vyande kon aanval. 'n Aantal soldate was ontplooi en dit het toegeneem tot 50.000 in die laat 1980s. So daar was omtrent 50.000 Kubaanse soldate in Angola. Nou kom China van alle lande. Corona en COVID-19 het nie vir China op die map geplaas nie. China was nog altyd daar. So China het selfs in daai tyd, in die Koue Oorlog hier in Afrika, het hulle verbind tot die anti-imperialistiese stryd en om die verspreiding van die USSR se invloede in Afrika te voorkom. En dis hoekom die Chinese betrokke was. En dan was daar ons, Suid-Afrika, het 'n beleid gevolg van destabilisasie in die streek en hulle wou die verspreiding van kommunisme stop en in spesifiek SWAPO-basisse gaan vernietig in Angola. So die belangrikheid van een van die groot stryde in Angola was die oorlog of die stryd van Cuito Carnevale wat plaasgevind het in 87 tot 88. Die Suid-Afrikaanse weermag, ek sien in die notas praat hulle van nasionale weermag, in daai tyd was dit net die Suid-Afrikaanse weermag. Onthou, as jou meneer sê die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, dan moet jy die juffrou of die meneer reg help. Die nasionale weermag het eers ontstaan na 1994 toe die verskillende weermagte geïntegreer het. Okay, so op daai stadium was dit net die Suid-Afrikaanse weermag. Ondersteun deur UNITA en die FNLA wou beheer oorneem van Cuito Carnevale omdat hierdie klein dorpie 'n strategiese belangrikheid in Angola gehad het. En nou is daar verskillende uitgangspunte oor wie eintlik gewen het. Aan die een kant het jy uitgangspunt 1 dat dit 'n nederlaag was vir die Angolese weermag, FAPLA, deur UNITA in Suid-Afrika en dat die USSR en Cuba geforseer was om te onttrek. Aan die ander kant het jy 'n tweede uitgangspunt wat sê nee, die Suid-Afrikaanse weermag is eintlik verslaan deur die Angolese weermag, FAPLA en die Kubaanse magte en daarom was hulle geforseer om te onttrek en dit het ook gelei tot die bevryding van Namibië of Suidwes-Afrika soos ons hom destyds geken het. Daar is nie 'n duidelike antwoord vir hierdie vraag of debat nie, omdat dit hang af van uit watter oogpunt het jy hierna gaan kyk, maar dit het wel internasionale verhoudings verander. In 1988 is die New York Treaty geonderteken en dit het Namibië se onafhanklikheid onderhandel, as ook die onttrekking van alle magte uit Angola. Ek gaan nie die almal hierdie verskillende ondertekenings en verdraad met jou gaan nie, ons gaan nog eenetjie kyk. In 1992 September was daar 'n verkiesing onder toesig van die Verenigde Nasies. UNITA het geweier om die MPLA se oorwinning te aanvaar. Die MPLA het natuurlik die verkiesing gewen en hulle het die oorlog hervat. So die oorlog sou voortduur. In 1994 was die Lusaka protokol onderteken. Natuurlik was dit internasionale druk op al die partye en in 2002, die 4de April, was daar uiteindelik 'n memorandum van verstandhouding vir die onafhanklikheid van Angola geteken. Nou die stryd vir onafhanklikheid in Angola het nie daar geëindig nie, maar ons is nou weer terug, gaan drink gou 'n koppie tee en praat ons verder. En hier gaan ons alweer. Die stryd om onafhanklikheid in Angola. Angola grens nie eers aan Suid-Afrika nie, maar ons is daar. Dit is belangrik om diep in te verstaan hoekom Suid-Afrika militêr in Angola betrokke geraak het. Suid-Afrika en Angola se ekonomie was geïntegreer met die res van Afrika. Indien 'n kommunistiese bestel in Angola tot stand sou kom, sou dit 'n groot negatiewe impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie gehad het. En daarom wou hulle nie kommunistiese regering in Angola in bewind sien nie. Angola was potensieel een van die rykste lande in Afrika en internasionale kapitaal is steeds betrokke vandag nog in die ewige kompetisie in Angola se hulpbronne. Nou, omdat dit een van Afrika se grootste olieprodusente was en voor 1973 was dit ook 'n belangrike bron vir diamante en koffie, het met 'n bevolking van slegs 8 miljoen het wêreldmarkte 'n geleentheid gesien om betrokke te raak in Angola. Portugal was te arm om 'n land soos Angola te bestuur en ten volle
gebruik te maak van die bronne wat tot hulle beskikking was. Sedert die slawehandel was daar, het baie mense Angola verlaat, baie was gevang, baie was weggevoer, en daarom het hulle hierdie klein bevolking in 'n groot land soos Angola gehad, so hulle was onderbevolk. Die VSA het 'n geleentheid gesien om sy beleggings in Afrika uit te brei, veral in die olie. Die Britte het kapitaal ingestoot in die diamante en selfs in die Benguela spoorlyn belê. Die Duitsers het kapitaal in die ystermyne kom belê by Kasinga, die Japaneese, die Franse. Julle kan self sien, basies die wêreld was betrokke in Angola, maar almal vir eie gewin en nie vir die vooruitgang van Angola self nie. So hierdie multinasionale aard van kapitaal in Angola het Angola baie 'n negatiewe effek gehad. Portugal het de facto sy kolonie in belang van die Europese Ekonomiese Gemeenskap en die VSA bestuur. So Portugal is daar in Portugal, maar hulle bestuur 'n kolonie in Afrika. Nou, Suid-Afrika het nie al die veldslae in Angola gewen nie. Hulle eerste nederlaag het eintlik al reeds plaasgevind in 1975 tot 76, selfs voor Cuito Carnevale. Die anti-koloniale stryd in Angola het in 1974 begin met 'n staatsgreep in Portugal, of 'n poging tot 'n staatsgreep, en dit was 'n keerpunt in Suid-Afrika. Suid-Afrika het met die hulp van die CIA, het hulle op land, see, lug ingegryp om die MPLA te probeer keer, om die regering van die dag te word in Angola. Die Angolese het vir Cuba gevra om te help. Castro sien 'n geleentheid om die revolusie uit te brei. Die Suid-Afrikaanse inval is by Luanda voorgekeer. So, Suid-Afrika het eens daar gekom om te veg teen die MPLA en Angolese magte nie. In 1987 tot 88 vind die beleg van Cuito Carnevale plaas en selfs daar is daar heelwat bronne en evidence, getuienis, wat sê dat Suid-Afrika eintlik daar verneder was, die Suid-Afrikaanse weermag. Ons sal nie weet, ons moet nie die evidence vir ons aanvaar. So maar in 1976 het die nederlaag by Luanda en in 'n jaar vroeër in Mosambik 'n generasie van mense in die Suid-Afrikaanse townships volwassenheid laat bereik. So binne Suid-Afrika was daar nou opstande en die Soweto-opstande van 1976 het die Suid-Afrikaanse polisie, die weermag, almal genoop om aandag te gee aan Suid-Afrika en hulle was nie meer so sterk in die buiteland nie. Na die nederlaag in Angola en die opstande in Soweto het 'n reeks gebeure daartoe gelei dat hierdie vernedering van Suid-Afrika by Cuito Carnevale groot was in wêreldnuus. Daar was ook 'n oorlog nie, die 76 tot 80. Suid-Afrika het polities en diplomaties op die verdediging gegaan, maar hulle was nog steeds besig met hulle militêre opbou in Namibië. Hulle het met verpligte diensplig begin, hulle het militêre basisse opgerig tot sover as in Suidwes-Afrika en dit het omdat hulle die Suidwes-Afrikaanse People's Organisation wou hulle stop, SWAPO, wat hulle hoofkwartier in Dar es Salaam na Luanda in 1976 verskuif het. Duisende jong mense het geweier om diensplig te gaan doen, wat geforseer was, het geweier. So nie alle jong blanke mans was ten gunste van 'n oorlog wat nie hulle sinne was nie. En dit was op hierdie stadium dat Suid-Afrika toe besluit, laat ons vir UNITA organiseer. Hulle het daar reg oor Angola in klein groepies gedwaal en nie regtig 'n weermag gewees nie. So die Suid-Afrikaanse weermag het hulle gaan oplei in Marokko en hulle voorsien van wapens en militêre strategieë. Eintlik was dit 'n vreemde sameloop van omstandighede, want hierdie was nie regtig 'n weermag nie. UNITA was 'n beweging, soos die ANC in Suid-Afrika vir jare was. En die rol van UNITA met Suid-Afrika nou betrokke, het ingrypend verander. Hulle ontvang wapens, 8000 ton wapens van China, wat gereël was deur die Amerikaners. En nou voel UNITA, hulle is 'n weermag. Hulle het wapens, hulle het getalle en hulle is georganiseer. In hierdie vreemde sameloop van omstandighede in ons geskiedenis, het hulle eerste, omdat hulle die eerste wapens slegs van SWAPO gekry het, en hierdie wapens die baie goed was, het hulle nou gevoel, hulle kan veg vir hulle onafhanklikheid. UNITA was gewoond daaraan om net agter SWAPO te loop en nie hulle eie gevegte te begin nie. In een van hierdie klopjagte wat Suid-Afrika uitgevoer het op SWAPO basisse, het hulle 800 mense in 'n SWAPO vlugtelingkamp vermoor. Niemand wil die woord vermoor gebruik nie, en daarom sê hulle het 800 mense het gesterf in 1978. Dit het egter 'n internasionale insident geword. En resolusie 435, onthou dit? In 1978 by die Verenigde Nasies, wat aanvaar was daar,
het stappe uiteengesit om die omgewing te stabiliseer, die omgewing Angola en Namibië. So dit het ingesluit die onmiddellike onttrekking van Suid-Afrikaanse magte uit Angola en natuurlik Namibië, die terugkeer van alle Namibiese uitgewekenes of vlugtelinge, tweedens, derdens, 'n verkiesing onder Verenigde Nasies toesig en vierdens, die toekenning van onafhanklikheid spesifiek op daai stadium aan Namibië. Nou, 'n verdrag is by Lusaka geteken in 1984. Hoe het hierdie verdrag tot stand gekom? Die Suid-Afrikaanse inval in Augustus 1983 was groot. En dit was hier waar UNITA aangekondig het dat hulle Kangamba verower het. Kangamba was egter gebombardeer deur Suid-Afrikaanse vliegtuie. En Kangamba was net 'n hoop gemors. En dit was oorgegee aan UNITA. Maar dit het nog steeds UNITA laat voel. Hulle kan oorwinnings behaal. Die Suid-Afrikaanse lugmag het die dorp verwoes, soos ek nog net vir julle gesê het. En joernaliste is van Zambia af ingevlieg om foto's te neem om te sien hoe powerful die Suid-Afrikaanse weermag was. Suid-Afrika wou die UNITA moes Kuwale verower sodat die oorlogsfront noordwaarts kon verskuif. UNITA se selfvertroue was hoog, maar dit was nie genoeg om hulle aan die wenkant te hou nie. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n volskaalse aanval geloods op Luanda, die hoofstad van Angola, beplan. Hulle operasionele doelwit was om die Angolese polities te verwar, sodat mense nie meer die Angolese, die MPLA sou ondersteun nie, en hulle wou die anti-kommunistiese retoriek verhoog. Die Suid-Afrikaanse generaals was van mening hulle sou nooit hierdie oorlog wen nie. Maar daar moes altyd 'n ou vlieg in die salf. En binne die Veiligheidsraad, Staatsveiligheidsraad, was Magnus Malan verskriklik sterk, Suid-Afrikaanse minister. En hy het hulle geoortuig dat hulle moes aanval. Hulle was egter weer eens nie suksesvol nie. Alhoewel hulle geglo het hulle moes die oorlog laat toeneem. Die Angolese het meer ervare geword in oorlogvoering en hulle kon hulle self nou verdedig. Hulle was ondersteun deur die USSR, hulle was ondersteun deur Cuba, so hulle was eintlik baie sterk. Daar is toe besluit dat ons kan nie wen nie en daar word 'n verdrag onderteken in die Zambiese hoofstad Lusaka wat sê dat die FSA gaan saamwerk in 'n kommissie wat die Suid-Afrikaanse onttrekking gaan monitor. Die laaste of die derde periode van hierdie hele stryd in Angola het plaasgevind in 1984 tot 1987. In September het die FAPLA magte teen Zamba begin oprig en naby die Namibiese grens. Suid-Afrika het probeer ingryp, maar met die opstande in sy eie townships, in ons townships in Suid-Afrika, kon hy nie nog die oorlog bestuur nie en hy nader die FSA verhelp. Die FSA het missiele gestuur, Stinger missiles, en om UNITA te help, as ook 15 miljoen bykomende dollars. UNITA was te gedisorganiseerd om hierdie geld of wapens effektief te gebruik en dit gaan toe na die Suid-Afrikaanse weermag toe. Gedurende die beleg van Kutu Carnavale het Savimbi beswaar gemaak dat Suid-Afrikaners die koste van die oorlog bereken het en nou vir hom kom vra om mense te vra om te help of om geldelik daarvoor te betaal. So daar was 'n rift, 'n breuk tussen Savimbi en die Suid-Afrikaners en dit het onmiddellik UNITA verswak. Die FSA het sy basis by Kamima in Zaire gedeaktiveer, want kommunisme het in die USSR tot 'n val gekom. Daar was nie meer nodig vir 'n stryd van die FSA teen kommunisme in Afrika nie, want die grootste kommunis, die Russiese kommunisme, het tot 'n val gekom toe Mikhail Gorbachev in bewind kom. So nou het die FSA geen interest meer nie, en hulle sou nie meer die Suid-Afrikaanse weermag of UNITA met wapens of geld help nie. Dieselfde gebeur egter met die Angolese, en hulle het nou nie meer hulp gehad nie, en hulle moes ook maar 'n tweede probeer om bietjie terug te staan, maar dit het daartoe gelei dat beide die Angolese hulp wat van Cuba afgekom het, hulle onttrek het, die Cubaanse soldate en die Suid-Afrikaanse soldate. Soos ons vandag wil terugkyk, gaan dit baie moeilik wees om met baie selfvertroue te kan sê wie hierdie oorlog in Angola gewen het. Maar ek hoop julle het 'n bietjie duideliker prentjie van hoe Angola inpas in hierdie koue oorlog met beide die USSR en die FSA betrokke. Nou moet jy ook onthou, dit gaan brongebaseerd wees. So jy gaan bronne kry en jy gaan jou bron goed moet lees en dan gaan jy hierdie vrae moet beantwoord en meeste van die tyd gaan jou vrae soort van in jou bronne voorkom. Aan die einde met die laaste video gaan ek vir julle 'n bietjie raad gee oor hoe om bronne te beantwoord. Ek hoop julle het 'n klein bietjie meer begrip. Baie dankie.